Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Dinsdagoggend. Ons gaan voort met Jesaja en ons is by Jesaja 22 vanaf vers 14. Die Here heers oor alle magte het hom aan my geopenbaar terwyl ek luister. Hierdie sondeskuld sal nie vir julle versoening gedoen word totdat julle sterf nie, het die Here heers oor alle magte gesê. So sê my Heer, die Here, heers oor alle magte. Ga na daardie versorger, na Sebna, hoof van die hofhouding, en vra hom, wat maak jy hier? Wie van jou mense is hier? Dat jy hier vir jou 'n graf uitgekap het. Hy was besig om op 'n hoë plek sy graf uit te kap, om in die rots vir hom 'n tuiste uit te bytel. Kyk, die Here gaan jou manhaftige man baie ver wegwerp. Hy gaan jou stewig toedraai, jou in 'n bondel soos 'n bal, kragtig wegslinger, na 'n land wat wyd uitstrek na alle kante. Daar sal jy sterf, daar sal jou roemryke strydwaans wees, die skande van die huis van jou Heer. Ek sal jou uit jou pos verwyder, jy sal uit jou amp ontslaan word. Op daardie dag sal ek my dienskneg roep, Eliakim, seun van Gilkia. Ek sal jou bookleed vir hom aantrek, met jou lyfserp sal ek hom versterk, jou nageslag aan hom oordra. Hy sal 'n vader word vir die inwoners van Jerusalem, vir die huis van Juda. Ek sal die sleutels van die huis van Dawid op sy skouers plaas. Hy sal oopmaak en niemand sal toesluit nie. Hy sal toesluit en niemand sal oopmaak nie. Ek sal hom as 'n pen inslaan op 'n stewige plek. Hy sal as 'n roemryke troon geld vir sy familie. Vriende, ons lees tot sover. Hier sien ons dat die hoof van die huishouding, wat jou moontlik 'n belangrike staatsgebou was, kan die paleis wees, word uit sy pos uitgesit en die Here stel iemand anders aan, waarvan baie mooi goed gesê word, dat hy sal 'n vader vir die inwoners van Jerusalem en vir die inwoners van Juda word. En dan 'n baie interessante beeld, dat die Here sê, ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouers plaas. Hy sal oopmaak en niemand sal toesluit nie. Hy sal toesluit en niemand sal oopmaak nie. Ek het nou gesit en wonder toe ek dit lees, maar wat is nou die betekenis van dit? En onmiddellik dink ek aan Matteus 16, daar waar Jesus vir Petrus sê, ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Nou, weet ek hierdie teks in Matteus se betekenis, verstaan ek, want hierdie opdrag of hierdie woorde kom nadat Jesus vir die disippels gevra het, wie sê die mense is ek? En toe vra hy en julle? En Petrus sê toe, maar U is die Christus. En toe sê Jesus vir hom, jy is Petrus en op hierdie rots, maar die rots is, daar's 'n verwysing in die Grieks tussen die woord of die naam Petrus en rots, maar die rots waarop Jesus sy kerk bou, is hierdie belydenis van Petrus. Ons verstaan dit verkeerd as ons dink die rots is Petrus self, dis hierdie belydenis dat Jesus die Christus is. Maar dit raak ook die sleutels van die koninkryk. Nou die hoof van die huishouding wat die sleutel gehad het in die Bybelse tyd of hierdie tyd van Jesaja eintlik 'n groot werk gehad om die skuurkamers waarin kos opgegaar is, juis met vir tye wanneer daar nie voedsel is nie, dat hy daai sleutel gehad het en dit oop en toegesluit het,
En hy kan dus met sy oopsluit regtig 'n seën vir die volk wees. En dit klink of hierdie mens wat die Here hier aanstel, 'n vader vir die mense is, iemand wat vir hulle sorg. En as ek en jy nou hierdie vat en ons vergelyk dit met die teks in Matteus wat van Petrus gesê word, en ek wil vra oor wat sê dit vandag vir my, dan hou ek en jy die sleutels van die koninkryk. Die sleutels van die koninkryk is op ons skouers. En elke keer waar ek bely dat Jesus die Christus is, sluit ek die koninkryk oop. Mag ons dit bly doen. Amen. Here, almagtige God, Heer oor alle magte, help ons om vandag die koninkryk oop te sluit. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en ook 'n geseënde dag hê. Totsiens.